Okay, nou is ons by stap 3. Die derde stap is waar jy nou al jou kolletjies en jou bakkies en jou kontant ontvangstejoernaal en kontant betalingsjoernaal skryf. Okay, so ons het nou klaar, stap 1, het jy dit alles gemerk by jou transaksies, jou kolletjies en jou bakkies. Stap 2, het jy al jou verkooptransaksies, se kosprys en verkooppryse uitgewerk en nou skryf ons dit in ons kontant ontvangstejoernaal. So al jou kolletjies word in jou kontant ontvangstejoernaal geskryf. Die heel eerste een het ons 'n kwitansie uitgereik, die heel eerste van 1 April het die eienaar Lisa Mahoy het R500,000 vir haar besigheid gegee. Onthou, jy en jou besigheid is twee aparte entiteite. As jy Spar het, is jou naam nie Spar nie, jou naam is nog steeds Alicia. So julle is twee aparte entiteite. As sy geld gee vir haar besigheid, is dit geld wat in haar besigheid ingaan, wat in haar boeke ingeskryf moet word. Jy moet laat dit dokument is dan 'n kwitansie 1, dag die eerste besonderhede is haar naam, Lisa Mahoy, en by ontleding van ontvangste skryf jy nooit die kapitaalbedrag nie. By ontleding van ontvangste, daarso gaan jy nooit die kapitaalbedrag skryf nie, want die eienaar gee 'n bydrae tot hulle besigheid. Hulle kan enige tyd daai geld weer kom uithaal. By jou bank skryf jy jou kapitaal R500,000 en by diverse rekeninge skryf jy kapitaal R500,000 en besonderhede is jou kapitaal. Okay, so dit is jou kapitaalinskryving. Jou tweede inskrywing wat ons gehad het was die 12de, die tweede kolletjie was die 12de, dit was 'n verkope transaksie. Verkope transaksies, se dokumente is altyd kasregisterrol. Okay, en wat ook al die nommer is, so in die geval was dit kasregisterrol 1, die 12de. By verkope is jou besonderhede altyd verkope. Nooit die persoon se naam by wie jy beide goed gekoop het nie. Jou besonderhede is vir enige verkooptransaksie altyd verkope. Dit wil sê, dan skryf jy jou verkope bedrag by, ontleding van ontvangste, by bank en by verkope. En dis hoekom ons altyd ons koste van verkope bedrag nodig het, want ons altyd 'n kolom in jou KOE vir jou koste van verkope en jou koste van verkope bedrag van R24,000. Die 17de het ons weer 'n verkooptransaksie gehad. Jou verkooptransaksie, wat is sy dokument? Kasregisterrol. Die dag is die 17de. Jou besonderhede van verkope is altyd verkope, nooit die persoon se naam nie. Jou ontleding van ontvangste is R108,000, by bank is R108,000, onthou. En by verkope is R108,000 en koste van verkope is R60,000. Ek hoop julle verstaan dit. Dan by die volgende transaksie, die 29ste is 'n Juices. Ons het by hulle kommissie ontvang. So hulle bedrag is dan 10,800 by ontleding van ontvangste, 108,000 plus 10,800 het by bank vir my 118,800 gegee. Jou diverse rekeninge was 10,800 en dan is dit jou deel van jou kommissie inkomste. En dan die heel laaste transaksie is weer eens jou verkope. Jou verkope is weer eens kasregisterrol, jou dag is die 30ste, jou besonderhede verkope. Dan is dit jou ontleding van ontvangste, die verkope bedrag van 140,000, bank verkope bedrag 140,000, verkope bedrag by verkope 140,000 en jou koste van verkope van 56,000. En as jy hulle almal dan bymekaar tel jy nooit ontleding van ontvangste bymekaar nie, jy tel altyd net bank verkope, koste van verkope en diverse rekeninge bymekaar. Dis jou kontant ontvangstejoernaal.